Olifantenkamer. Olifantenkamer. Welkom aan ons Katkasante terug. Het is lekker om julle hier so te hê. Ek moet sê die Lekker, plek is nie katte. dieselfde sonder julle nie. Nee, julle was gemis. So dit is genuine lekker om julle weer terug te hê. So vir ons Katkasante vir almal wat dalk vir die eerste keer ons injoin. So wat ons eintlik doen is ons het 'n gesprek en ons het hierdie reeks wat ons besluit het ons gaan doen. En ons soek eintlik geleenthede om hierdie reeks te doen en dit is die perfekte geleentheid om te sê maar ons wil vir 2 weke oor goed praat en dan gaan ons 'n breek vat en dan gaan ons terugkom om 'n reeks te doen wat ons normaalweg vir so 4 weke of so wat sal doen. En toe het ons besluit om dalk soos 'n tipe van 'n gesprek ding te hê en ons het toe besluit maar kom ons noem nie die gesprek wat ons op ander kere dalk ook gaan hê, die olifant in die kamer. En wat ons graag dan wil doen is ons wil oor 'n paar onderwerpe gesels wat mense nie gewoonlik oor gesels nie. En toe het ons besluit die voorwerpe, die onderwerpe waar ons dan graag wil gesels is eintlik maar 2 uiterste wêreldbeskouings en waar mense hulle self vind rondom hoe hulle na die lewe kyk en hoe hulle die lewe ervaar. En ons het so 'n klein bietjie laasweek gesels oor die woke beweging en eintlik maar die wêreldbeskouing van bietjie meer liberaal wees. En ons het besef ons het nie 'n great werk gedoen deur te beskryf regtig wat dit beteken om woke te wees nie. So ons gaan so 'n ekstra paar minute vat net om te beskryf wat beteken dit om so 'n klein bietjie van 'n liberale wêreldbeskouing te hê en wat beteken om 'n konservatiewe wêreldbeskouing te hê. Wat is die verskil tussen die twee en hoekom is die een dalk meer gevaarlik en waarvoor moet jy uitkyk? So ek dink ek wil net eers voordat ons daai doen, dis die een ding wat ons gemis het laasweek, maar ons het ook actually nie laasweek 'n olifant in die kamer gehad nie. So check net hoe oulik is daai olifant wat daar nou in die kamer is. Kom hy van jou huis af? Goeieste. Hy kom van sy huis af. Ja. Nee, dis nie myne nie. Ons het ook so een gehad. Is jy seker hy kom nie van jou huis af nie? Ek seker, ek ken al die goed want ek het so een gehad. Okay. Ja, maar hy stop iewers. So. Maar jy het baie groot gesmaak toe daai begin praat nou. So. Dit vat my terug. My kind is net daarso. So dit vat my terug na my. Ek het sê jy het baie geniet. Gaan hy stil bly ook? Hy gaan stop. Gaan hy dan. Is dit fantasties. Dis bly ook stil. Dis baie goeie nuus. Ja, ek dink ons het eintlik sulke lekker interessante gesprekke weer in hierdie week gehad en ek dink iets wat ons later by sal uitkom ook. Partykeer is dit nie genoeg om mense net te plaas op 'n skaal van links tot regs of wat ek al nie. So ek dink dis dalk iets wat ons ook gaan aanspreek vanaand in plaas daarvan om net te fokus op iemand is baie liberaal en hulle is baie links of iemand is baie konservatief en hulle is baie regs. Dink ek dis baie moeilik om hierdie goed eintlik te definieer, maar om dit baie eenvoudig eintlik net te wil stel. Die woke beweging verwys nie noodwendig baie spesifiek eintlik net na liberalisme in 'n breë eintlik. Dit sal mense is die absolute ekstreme persone wat glo alles moet verander. Dit wat nog altyd dieselfde was of byvoorbeeld die eenvoudige ding ons het laasweek net vinnig aan dit geraak vir die afgelope hoeveel duisend jaar glo die mens daar is 2 geslagte, manlik en vroulik en nou is iets wat die woke beweging nog baie sterk dryf is nee, 2 is nie genoeg nie, ons moet 2000 van hulle hê of dalk miskien nog so 'n bietjie meer en is asof daar net geen einde eintlik is vir wat alles moet verander of wat nog gedryf moet word nie en dis eintlik maar net om regtig baie ekstreem te wees rondom ons gooi die status quo om en ons wil net hê dinge moet verander en dinge moet anders wees en ons veg vir die regte van almal maar wanneer ons dit doen dan verander ons eintlik die hele wêreld so wat se regte is daar nog eintlik om voor te veg en dis nou net baie kortweg in 'n neutedop om so daarna te verwys en vanaand gaan ons dan so 'n bietjie meer praat oor die ander kant van die tradisionele spektrum die regterkant om konservatief te wees of dalk miskien as daai woord nie genoeg is om konservatief te wees nie om behoudend te wees, om vas te hou aan dinge en te sê maar ek dink in dieselfde sin in ons konteks kan ons iemand sê om tradisioneel te wees. Baie tradisioneel. Ja, ons hou vas aan dinge hoe dit is. Ons is gewoond aan dit op hierdie manier. Dit moenie verander nie. Dit was nog altyd hoe dit was en dit is hoe dit sal bly. Ons stiek met wat ons ken en met wat werk. En natuurlik 'n persoon wat anders glo sal sê maar dit wat ons mee stiek het nog nooit eintlik gewerk nie. So dis ook ons moet verander en nog verder verander. So ek dink net om die ding verder vir jou in te kleer dalk, want dit het my 'n rukkie gevat om dit regtig te verstaan. Wat beteken dit nou om te sê jy is iemand wat konservatief is of jy is iemand wat so klein bietjie liberaal is, gaan ek 'n spelletjie met Tommy speel en dan gaan ek vir hom 'n paar mense, 'n paar karakters, 'n paar en dis lewendige karakters hierso.
Dis nie iets wat ons Dit klink glad nie soos 'n slegte idee nie. En dan gaan hy moet sê is hierdie persoon konservatief of liberaal. Dis al wat jy hoef te sê. Jy hoef nie te sê dis goed of sleg nie. So chill net Maar dit raak nou my opinie natuurlik. So ek moet nou Nee. ek's aanspreeklik vir dit. Daar's mense wat staan vir dit. So jy kan dit net sowel noem. Okay, so ja, ek kan verstaan hoekom hierdie game gevaarlik is. Ja. Kom ons begin met die eenvoudige een is Donald Trump. Dit is baie eenvoudig. Donald Trump is 'n prentjie van konservatisme en hy is baie regs en hy wil vashou aan dit wat ons ken. Dit wat En goed dis is, dit hoekom wat ek werk. sommer van die begin af net dit gesê. Dit is 'n baie maklike. Dit maklik, ja. Jy's liberaal is moeilik. Dink aan al jou helde. Daai is laag. So hoekom ek daai so pas ingedeel het, ek gooi nou so 'n bietjie die appelkar net hierso om. Deel van die pret eintlik oor die laaste paar weke is ek en Jonathan en eintlik 'n paar ander persone, ons het 'n political kompas toets gedoen om te kyk waar presies op die spektrum ons eintlik nou regtig land. Wat jou opinie is, hoe ver regs jy is of hoe ver links jy is en soos ek genoem het, mens kan nie altyd net links of regs nie. Baie tradisioneel links en regs verwys na ekonomiese dinge. So baie links kommunisme en regs kapitalisme, vrye mark of wat ook al en dit raak nou al klaar weer waarskynlik onnodig om na dit te verwys, maar dan ook so 'n bietjie op en af op die y-as kan ons verwys na mense wat sosiaal dalk miskien mense se regte en dis nou die opinie wat algemeen gegee word wil vashou. Dis hoe mense moet wees en hulle nie mag wees nie. En dan is daar baie dink aan dalk miskien 'n hippie persoon wat nogal baie laag sal land op die liberale spektrum. Alles is net so lekker. Doen wat jy wil wanneer jy wil, alles dis net goed chill. en net 'n lekker tyd. So solank jy net nie 'n lelike mens is nie, is alles okay. Basies. So met dit gesê net eintlik, ek is baie bly om te rapporteer. Ek het vir baie lank daaroor gewonder en getwyfel, maar in my opinie is Jonathan in die regte kwadrant. Hy is waar hy moet wees. Ja. Net. Ook maar net, ja. Ek het dit net gemaak. Baie naby. Maar ek dink en ons gaan nou daaroor praat, maar ja, ek het dit net gemaak. Tommy, ek wil nie sê hy is ver regs nie, maar hy is meer ver regs as ek. En ek dink hoekom hierdie altyd lekker is ek hou daarvan om hom uit te daag om te dink aan mense wat liberaal is. Nie dat want dis nie sy helde nie. Sy helde is maar meer gewoonlik mense wat aan die regterkant sit van die spektrum. So, okay, kom ek gooi net gou nog 'n karakter daar buite. Trevor Noah. Sjoe, dis nogal interessant. Ek dink dit het geskuif waarskynlik oor tye. So ek dink komediante oor die algemeen is nogal geneig om waarskynlik relatief konservatief te wees want hulle kan grappies maak met mense links, regs, wyd, oral dit maak nie reg saakie. Maar meneer Noah het natuurlik op 'n stadium 'n skuif gemaak na Amerika toe en ek dink dit wat hy uitlatings gemaak het oor sekere politieke persone in die tyd wat hy Amerika toe gegaan het, plaas hom nogal relatief links, baie liberaal. Hy's nie noodwendig meneer konservatief sou ek sê nie. Ja. So ek dink ons gaan nog so 'n paar karakters noem, maar die karakters raak bietjie meer nie so nice nie, maar die karakters waarmee ek nou gaan Bouwer Bosch, is 'n karakter waarvan baie mense hou, maar ek weet hy is links. So jy het dit gesê, dan gaan ek die antwoord hier dan. Ek dink hy sal trots wees en hy sal bly wees as ons sê hy's aan die liberale kant. Ek dink dis waarvoor hy wil staan. Regverdig. Gou interessant ene. Julius Malema. Sure, okay. Wel, hier is 'n probleem. Ek dink hier is 'n goeie ek sal net sê dis op grond van die tema wat ons vanaand aanvat. Regs is nie altyd reg nie. Dis wat ons eintlik vanaand oor gaan praat. Hierdie help nou nie reg daai cause so baie nie. Nee, ek weet waartoe ons gaan met hierdie. Julius Malema ekonomies veral. Hy's baie links. Okay. Sosialisties en ja, neig na kommunisme, dit wat hy graag wil implementeer. So ja, hy's links, baie links van die spektrum. Okay, so ek wil net vir almal 'n prentjie inkleer van mense en hoe hulle pas in daai kategorie. Nog enetjie Moeder Teresa? Dis baie moeilik om eintlik te kan Nee, daai is maklik. Dink jy so? Ek dink so. Wel, as mens dan af hoe jy daarna kyk en wat jou argument is op dit. So Moeder Teresa het baie charity werk gedoen. Ja. Baie welsynswerk. Ja. Baie gefokus om op mense wat onder is op te tel. So ek dink dit regtig dan hang af hoe jy daarna kyk want daar's goeie argumente dat beide kante regtig eintlik 'n hart het daarvoor en hoe dit toegepas word verskil dalk miskien van persoon tot persoon. So jy kan maar vir my sê waar jy dink Moeder Teresa is. In die middel. Okay. Ek dink sy is baie in die middel geweest, maar ek dink sy kan neig na die linkerkant toe. Daar's enetjie wat ek gedink het baie lekker gaan is en dit ek graag nogal so oor gewonder het wat jou opinie is. En dis nou 'n figuur wat ek dink baie mense oor wonder. As jy nog nooit gehoor het van Noord-Korea nie, jy hoef nie te bekommerd te wees oor dit sover nie. As jy ooit oor atoombomme en nuclear wars, dan moet jy bekommerd raak oor hulle. So dis Kim Jong-un.
Ja, ek weet nou nie of ek dit beter kan sê eintlik nie. Ja. Ek het al gehoor Kim Jong-un, maar ek bedoel dit is seker maar Maak nie saak dieselfde. nie. Jy weet, potato, tomato, dis saam. So waar op die spektrum val hy? So as mense sal kyk op die politieke kompasse wat ons na hom gekyk het, Kim Jong-un obviously is 'n diktator. So hy het totale eienaarskap en hy beheer met 'n ysterhand sy land Noord-Korea. Ja. Hulle ekonomiese beleid of hulle plek waar hulle ekonomies is baie links, kommunisties, sosialisties of wat ook al, maar hoog ook op die spektrum authoritarian, so diktatorskap, so ekonomies baie links, maar ook hoog, so hy's waarskynlik so effens anders as hoe ek en jy oor die algemeen ons lewens leef en aandink of droom. So nou het ons die karakter ding gespeel, maar nou net prentjies, figure. Waar oor die algeheel sal jy 'n tradisionele skoolhoof plaas? Aha, ek is bly jy vra dit, want dis ek dink om dit net meer close te hou, met ons op haar bladsy om kan sien. So dit hang af hoe oud jou skoolhoof is. 82, ek weet jy mag nie werk nie, maar kos vat 82. Ek dink net vir die algemene prentjie, veral nou vir die onthaalwe van ons Katkasanta. As jy nou dalk miskien moet dink en dit kan nou interessant raak. Baie van julle is in skole wat ons relatief goed ken, so dit kan ek weet nie. Kom ons dink net as jy dink aan die stereotypiese skoolhoof, moet nou nie dink aan jou skoolhoof nie. Asseblief moenie dink aan jou skoolhoof nie. Dink aan die stereotypiese skoolhoof, die prentjie wat jy in gedagte het. Hy is streng en hy's ernstig. Daar is as ons nou stereotypes dink, iemand wat tipies baie konservatief oorgedink sal word en jou drama juffrou. Die juffrou wat toneel afrig by die skool. Ek kan nou dink aan my drama juffrou. Sy het nie van skoene gehou nie. Sy het graag kaalvoet geloop en blomme in haar hare gesit en kleurvolle klere gedra en sy het na ons verwys as blommekinders, maar ek dink sy was die grootste blommekind van ons gewees. So ja, nogal liberaal waarskynlik as jy so daarna wil. Ja, ek wil nou nie te veel laaste enetjie. En ek dink hierdie is nogals enetjie wat ek nogals gewonder het waar jy staan op hom. Sia Kolisi? Ja, dis mos nou jy praat nou van iemand wat afhangend van wie die persoon is, ook wat na hom opkyk. Ja. 'n Baie interessante denkwyse sal hê. So kom ons sê dit baie eenvoudig en ek wil nou nie verklap eintlik wat ons hart met vanaand is en waarheen ons spesifiek op pad is nie. Ek is nou soos ons laasweek genoem het nou nie meneer social media nie, alhoewel jy my aantuigings gee dat dit dalk die geval is. Nee, jy's 'n rower, roofkyker. Dis wat jy is. Ek verstaan dit. Jy is meneer social media, jy kyk dit wat almal doen, jy post net niks. Yes, dit maak sin. Ja, ek gaan se nou en dan op, maar dan verdwyn ek vinnig weer. So dat nee, ek hoor. Ek dink hy het op 'n stadium baie sterk en gepronk in sy bio op Instagram met die feit dat hy gelowige is, believer of iets in daai ding. Hy was baie sterk op dit gewees. So ja, ek weet nie of ek nou ons verklap weer eens die rigting wat ons moontlik in het gaan nie, maar oor die algemeen, as ons aan daai dink iemand beskryf as 'n gelowige, iemand wat glo in die skrif, dan gaan 'n mens 9 uit 10 keer so 'n persoon as hulle dit glo en dit toepas en volgens dit leef, gaan hulle waarskynlik relatief regs en konservatief land in die spektrum. So ja, dit kan interessant raak op grond van 'n paar kwessies wat dalk miskien nie op 'n bespreking is vanaand spesifiek nie. So nee, ek dink ek wil graag net eintlik vir almal van ons net 'n prentjie gee van mense en hoe hulle pas op die spektrum as ons praat van wêreldbeskouing, hoe hulle na die wêreld kyk. So ons het laasweek gesels oor die algeheel wanneer mense dink aan liberaal, dis mense wat gewoonlik goed dryf, wat progressief is en baie keer goed wat gevaarlik kan wees, goed wat regtig gevaar kan inhou, nie net vir in my opinie die tradisionele wêreld waarin ons leef nie, want as mense ook kyk na die Suid-Afrikaanse konteks, oor die algeheel is ons baie meer konservatief as wat ons liberaal is. As Afrikaners veral, Afrikaners spesifiek, ja. So as ons dink aan liberaal wees, Tommy dink ek's liberaal, soos Jenny en hy is vas oortuig daarvan. Hy was verbaas toe hy sien ek's konservatief. Maar ek val aan daai kant se spektrum want ek dink in ons tradisie as Afrikaners val ons net en is ons meer geneig om na 'n plek te beweeg want van waar ons afkomstig is, dit was streng, dit was reëls, ons het baie goed behou, baie goed conserve, ons het goed mooi beskerm en ons probeer regtig die goed wat naby aan ons hart is vashou en ons probeer regtig dit beskerm. So in ons konteks kan 'n mens verstaan dat oor die algeheel wanneer 'n mens dink aan liberaal wees en konservatief wees, selfs wanneer jy dink iets is liberaal, is dit nog steeds dalk konservatief. So die punt wat ek eintlik wou gemaak het, is terwyl 'n mens dink aan konservatief en liberaal wees, is die gevaar wat dit vir ons baie keer kan, of eintlik die goeie ding, is om die persoon te beskryf en wat die sterk eienskappe is. So as 'n mens verder uitbrei oor wat 'n tradisionele persoon sal sien as 'n konservatiewe persoon, is mense wat Jenny net glo dat dit wat ons het werk klaar. Hoekom verander dit?
ons het 'n great taal, hoekom wil jy aan dit gaan staan en verander? Hoekom wil jy nou ewe skielik Engelse woorde ingooi? Dis nie nodig nie. Ons het 'n ongelooflike manier hoe ons met mense praat, 'n ongelooflike manier hoe ons glo. Hoekom wil jy iets wil kom staan en verander aan dit? En ek dink dit dien 'n baie goeie doel, want ek dink weer eens, as ons kyk na die tema, is ons, en Tommy sukkel regtig met hierdie tema, hy het my probeer oortuig dat ons die tema kan verander. Dis moeilik. Maar ons moet een ding begin besef, dat regs is nie altyd reg nie, maar voordat ons by die plek uitkom, ons praat oor regs is nie altyd reg nie, en dat gaan dit nie oor die persoon nie, en dit gaan nie oor dit waarvoor jy staan nie, dit gaan oor die hartskondisie wat gebeur as jy te veel neig na 'n liberale kant van jou hart en te veel neig na 'n konservatiewe kant. So, net gou verder vir jou, hoe sal jy 'n konservatiewe persoon opsom en wat is die gewoontes wat hulle het, hoe sal hulle optree, waaraan sal hulle dink? So ek dink weer eens, as mense nou wil stereotypes gebruik of stereotypies oor dit dink, konservatiewe persoon word dikwels miskien gesien as iemand wat dalk, jy weet, dit wil veilig speel, nie risiko's wil vat nie. Ek weet waar my grense is en ek bly graag binne daai grense. Ek's gedissiplineerd, ek's baie gehoorsaam aan dit en ek, jy weet, hou my kop af en ek bly by dit en ek wil nie te veel gaan karring en gaan verander aan sekere dinge nie. So ek dink soos jy genoem het, die hart van dit en dit wat ons miskien in Hebreë so 'n bietjie meer oor gaan praat, is gebore uit daai geloof uit dan dat dit wat nou is en dit wat ek myself mee vind, dit werk en dis goed en ek vertrou dit en ek's veilig met dit en dis nie nodig om die appelkar om te gooi as dinge nie noodwendig verskriklik is nie. En hoekom ek van hierdie hou is, ek love reels. Ek hou baie van reels. Reels voel ek, is regtig 'n manier hoe mense veilig voel. Hoe vir my, ek weet dis nie noodwendig vir almal nie, maar hoe meer reels, hoe veiliger voel ek, want ek besef wanneer ek in reels funksioneer en wanneer daar reels is dit vir my as 'n persoon gesond om te weet, okay, dis waar jy moet beweeg, dis waar jy moet bly. Maar 'n persoon wat bietjie meer liberaal van aard is, gaan altyd voel, hulle voel bietjie ingeperk. Hulle voel, ek wil net bietjie vrybreek en 'n nuwe manier van dink hê, 'n nuwe manier van sien hê. En as gevolg van die feit dat jy jouself dalk vind op een van hierdie twee kante, kan dit vir jou baie keer uitdagend wees as jy uitgedaag word om verder te dink of as jy uitgedaag word om te sê maar hierdie is die reëls en hier is waar ons graag wil hê moet funksioneer. So ek dink wanneer ons net dink aan 'n persoon wat meer konservatief is, weer eens ek love daai idee. Dis vir my regtig 'n ongelooflike mooi idee om te dink dat daar reëls is en daar moet goed wees volgens ons beskerm. Ek meen konservatiewe goed wat ek dink ongelooflik belangrik is en dis iets wat ons baie oor al gepraat het, veral in Februarie in 'n reeks wat ons oor gesels oor liefde, is goed soos moenie saam met iemand bly voordat jy getroud is nie. Baie mense kyk na daai reël en dink hulle dis 'n dom reël, jy moet tog 'n kar so klein bietjie toets bestuur voordat jy hom ry. Hoekom wil jy nie net saam met iemand bly voordat jy kyk of jy saam met hulle Ek wil bly vir ewig en altyd. Ek wou net gery met. Ek wou sê hoekom wil jy nie saam met iemand bly en dan saam Jy met hoef nie hulle te ry ry nie. nie, maar Ja, jy hoef ek nie te ry gaan dit nie. nie ja. So dis ja. So ek dink weer eens dis net 'n belangrike manier om dan te dink wat baie mense voel, maar hoekom is dit belangrik? En dan ons wat al baie keer gesien het hoe dit uitspeel, besef dit bly nie net by bly saam nie. Daar gebeur baie meer goed en die gevaar aan dit is jy begin goed sien van hierdie persoon en goed agterkom van hierdie persoon en dan is dit vir jou baie makliker om net uit te loop want jy dink okay, maar ons pas nie heeltemal in hierdie prentjie nie. En dan wat een van die gevare is jy het nog nie regtig besef dat dit waarop jou liefde gebou is eintlik net gemak nie. So jy stap uit die verhouding uit omdat dit nie vir jou werk nie, maar eintlik wat dit te doen het met is die feit dat jy nie regtig weet wat liefde op daai sin is nie. So ek dink daai is een voorbeeld, enige voorbeeld vir jou wat jy baie van hou? Ja, ek dink baie naby aan dit en weer eens dit kom maar neer op dieselfde prentjie. As ons nou dink aan 'n tipiese konservatiewe of 'n regterkantse denkwyse oor dit, iets wat mooi is en definitief behou moet word, is die tradisionele gesinsprentjie. Ek dink wat relatief konservatief is, 'n pa en 'n ma en 'n gesin en 'n familie en dit is nogal 'n goeie prentjie om te hou. En as ons dan kyk na die ander kant of 'n meer liberale of 'n woke beweging omtrent daai, sal sê nee, maar dis eintlik heeltemal onnodig. Dis nie so belangrik eintlik nie. Ek dink die hele geloof of hartskondisie teenoor seksualiteit oor die algemeen konservatief is baie veilig en konservatief soos jy genoem het binne die grense van huwelik of wat ook al, waar dit miskien in 'n liberale persoon is. Nee, dit is eintlik net 'n daad. Dit beteken eintlik niks nie. So moenie 'n big deal van dit maak nie. Jy kan omgaan soos wat jy wil, wanneer jy wil en dis mal want as jy gaan kyk hoe families funksioneer wat nie glo na tradisionele prentjie nie. Die statistieke rondom dat 'n persoon baie meer geneig sal wees om
om tronkstraf te Ja. kry, om betrokke te raak by Afhanklik dwelms, te wees, ja. In alkoholisme, misdaad in te gaan, wat ook waar al. 'n pa besig is oor die algeheel, is dit genuine moeilik vir 'n kind om te funksioneer op 'n normale manier van dink, as ons so kan sê. So ek dink daai is definitief 'n prentjie wat bietjie begin werk raak het, dat mense nie glo in daai prentjie nie. En daarbey sê ek ook nou nie wanneer mense skei dat daai wegvat van daai prentjie af nie, want ek dink dit is nog steeds nie op die skaal van nee, kom ons neem net 'n kind aan, ons is 2 vrouens en ons bly saam en dit gaan vir die kind goed wees nie. Dit gaan nie. Ons het al soveel keer gesien die effek wat dit het op die kind is nie goed nie. Selfs so met 2 pa's, jy maak jou kind totaal en al die mekaar oor wie hy in sy identiteit is, van die realiteit van die saak is die kind sit homself op 'n plek waar hy kyk na ouers en hy kyk op na sy ouers. Ja. Hy dink dit wat hulle doen is reg. En wanneer jy kyk na 2 pa's en jy weet nie wat noem jy ek weet nie, dit maak 'n kind net eintlik Dis te mekaar. Ek dink op daai noot eintlik net om weer eens hierdie gedagte dalk miskien af te sluit. Behalwe vir die feit rondom seksualiteit, of die seksuele liberaal wat nogal, jy weet, baie grense oor daai skuif, en die tradisionele geslagsrolle, manlik en vroulik. So hier is 'n baie tradisionele of konservatiewe prentjie om te dink dat daar 2 geslagte is, manlik en vroulik, en dat God hulle so geskep het en dat hulle verskil van mekaar met doel en met rede, dat 'n man anders is as 'n vrou en 'n vrou anders is as 'n man, en dat dit nie per ongeluk is nie dat God dit so geskep het. En soos ek genoem het, as mens dink aan die woke beweging of dit wat dit so 'n bietjie wil afbreek, sê nee, maar op 'n of ander dag, man of vrou, eintlik ons is almal eintlik maar net dieselfde. En jy kan nie reg, jy kan besluit wat sien jy eerder wil wees of makliker is vir jou, en dis hoekom 2 nie net eintlik genoeg is nie. Ons kan 2000 lyse of name gee vir wat ook al een jy nou eintlik graag wil wees. En ek dink dis eintlik 'n afbreek weer aan die tradisionele familieprentjie weer eens, want as 'n persoon dit glo, dan sal hulle ook geneig wees om te glo, maar ek as een mens dalk miskien, of ek as iemand wat in 'n selfde geslag verhouding is, ons het wat dit vat om vir die kind te kan 'n lewe gee. En ja, tot 'n mate is daar 'n argument daarvoor, maar dit neem weg dit wat God se hart en sy droom is, soos jy sê, dat beide rolle, 'n pa en 'n ma of 'n man en 'n vrou, 'n kritiese rol vertolk in 'n kind se lewe, en dis eintlik dalk miskien hoekom dit God se ideaal is en wat hy wil dryf. Maar dalk miskien net om hierdie prentjie verder in te kleer. Ons gaan nou vanaand praat oor hierdie idee regs is nie altyd reg nie. Ek dink dit is belangrik om iets soos dit uit te wys, dat hierdie is die dinge aan die tipiese regterkant van die spektrum of konservatisme wat 'n mens wil handhaaf. Dit En eerlikwaar as jy daarna kyk, dan dink jy daar kan nie 'n probleem wees nie, maar die probleem is nie die beginsels nie, want dis juist wat konservatiewe mense reg doen. verseker. Is beskerm dit wat goed is en beskerm dit wat reg is. En onder andere, as ons net, en ek wil nou nie die hele tyd hamer op die politieke kwessies dalk miskien nie, maar iets soos pro-life of pro-choice of wat ook al, so abortusregte, iets wat liberale persone of woke persone aan die linkerkant baie sterk voorveg. Konservatiewe mense wat glo lewe is kosbaar En lewe is lewe. ja, pro-life om 'n lewe te red, om 'n lewe te beskerm, weer eens in daai konteks. En daarbey sê ons ook nie, net op hierdie onderwerp, daarbey sê mense ook nie, ons verstaan dat daar uitskieter van omstandighede is nie. Daarbey, as ons sê, okay, ons verstaan lewe is kosbaar en abortus is nie noodwendig 'n goeie ding nie, daardeur sê ons nie, ons verstaan die feit dat dit 'n gevaar kan wees en dat daar 'n mediese kondisie daar kan wees, dat die kind nie moet gebore word op 'n sekere plek en nou kan 'n gevaar vir die ma nou nie. Daardeur sê ons ook nie dat ons blind is vir sulke goeters nie. Want ek dink baie keer die gesprek met 'n konservatiewe persoon is, maar jy weet nie of dit te doen of met die ma se gesondheid of dit sal verder gaan, maar wat gebeur as die vrou verkragt was? En dan op 'n plek kom waar sy moet 'n keuse maak tussen 'n kinders. En weer eens, hierdie is moeilike onderwerpe om oor te gesels, maar dis hoekom ons hier sit vanaand en dis hoekom ons hierdie gesprekke moet hê, want dit gaan nie, ek dink noodwendig om te sê, maar okay, ons kies net om te sê, maar lewe is kosbaar, jy mag nooit onder enige omstandighede net glad nie abortus kry, want dis net hoe dit is. Ek verstaan, ek is 'n man en ek kan nie noodwendig praat op die regte van 'n vrou, of dis dalk hoe dit mag voel nie, maar ons mag praat op die regte van eintlik maar God se woord en morele waardes. En ek dink wanneer dit kom by goed soos verkrachting en regtig 'n glipsie en jy voel nog nie heeltemal wow, jy's reg om ouer te wees nie, dit kan nie die reg wegvat van die kind wat nou net lewe nie. En ek dink daar's dan opsies om verder te gaan en te sê, maar daar's 'n keuse wat jy van hier af kan maak om te sê die pad wat jy stap kan nog steeds jou vrymaak van 'n keuse wat jou morele waardes dalk mag doodtrek. Wat nie noodwendig die maklike keuse is nie. Daarbey sê ek ook, ek verstaan dit kan 'n baie moeilike een wees, maar daarbey ondersteun ons die feit dat ons sê ons weet daar's omstandighede wat uitskieters is. Maar dit gaan daaroor dat jy ook verantwoordelik moet wees, nie net vir jou eie lewe nie, want dis die geval. So ek dink die probleem met daai net is ja, daar's weer eens 'n persoon wat veg vir abortusregte sal dikwels hierdie groot en verskriklike en die ergste scenario skets
Maar as mens gaan kyk na statistieke, is dit 'n absolute minderheid, 'n klein persentasie van aborsies wat plaasvind. En dis wat eintlik hartseer is dit is die argument wat gegee word, nee, maar wat van daai ergste situasie waar die verkrachting plaasvind met 'n 14-jarige dogter of wat ook al en dis die argument wat gegee word om vir aborsie te veg. Maar as mens gaan kyk na die statistieke, is die oorgrootste meerderheid, 90+% van aborsies is net mense wat eintlik nie noodwendig wil verantwoordelikheid vat vir hulle lewenskeuses en hoe hulle lewe leef en dit dryf nie. En ek dink dis hoekom daai tipe gesprek of daai argument nie 'n mens kan dryf of die hoofargument in 'n mens se lewe raak nie. Ek dink as dit by daai spesifieke kwessie kom, is dit een van die kwessies waar ons baie gemaklik kan sê en saamstem. Die argument van die regterkant af, dis die plek waar ons onsself plaas, dis hoe ons glo, dis hoe ons oortuig is, dis ons uitgangspunt, maar natuurlik, soos ons vanaand dan oor wil gesels, is daar dalk miskien 'n ander manier om te kyk na die hartskondisie van aan die regterkant wees wat dalk miskien iets is wat elkeen van ons kan uitdaag tot 'n mate. En ek dink dis wat ek wil noem, want van ons is gebore in 'n plek waar jy soos, okay, ek is gemaklik met my reëls, soos hou my net op my reëls, dan is dit alles my great. Ek wil weet wat's wit, ek wil weet wat swart. Ek gee nie om oor grys nie. Los my net waar ek is. En die gevaar wat dit jou kan inhou, as jy lank genoeg daar sit, kan jy jouself op 'n spasie kry waar jou hartskondisie goed jou mag weerhou om te groei as 'n persoon en dalk ook groei in jou geloof. En aan die ander kant om ook, as jy dalk iemand is wat vry wil breek en sê, maar Jesus, ek wil net vorentoe en ek wil net wegbreek en ek wil nie noodwendig vasgevang word in 'n klomp reëls nie, gaan jou hartskondisie een wees, waar jy altyd na 'n persoon sal kyk wat konservatief is en dink, jy's dom, jy verstaan nie. En die persoon wat konservatief is, gaan altyd na die ander persoon kyk en sê, nee, jy's dom, jy verstaan nie. En ek dink dis waar ons mekaar mis, want die twee wêreldsbeskouings gaan nie daaroor dat die een reg is en die een verkeerd is nie. En dis wat ons regtig wil reg kry deur om te gesels oor hierdie wêreldbeskouings. Is dat die een nie verkeerd is en een reg is nie, dit gaan oor daar is iets mooi in elkeen en ons moet na die waarde kyk daarvan, want iewers moet ons mekaar in die middel kry vir 'n beter toekoms vorentoe. En veral waar ons onsself bevind. So in Suid-Afrika, wat gebeur is ons sal baie keer goed konservatief na kyk, wat goed is, soos ons taal en ons kultuur en die manier hoe ons na goed kyk, maar waar ek dink ons baie keer gevaarlik begin, waar dit vir ons regtig uitdaging begin raak het, is ons het lank begin glo dat net wit mense is okay. En die ding oor die hele rasse ding het regtig 'n vark in elkeen van ons hart begin raak, want dis die manier hoe ons ouers daarna gekyk het, en hulle het net konservatief na hierdie hele kwessie gekyk en gesê, maar ons gaan nie oor hierdie situasie praat nie, hierdie is hoe dit is, en dis wat ons glo. En dis 'n uitdaging, want ek dink weer eens, ons mis 'n groot geleentheid van die opdrag wat die Here vir ons gegee het, toe hy gesê het, gaan en gaan verander hierdie wêreld, gaan en gaan vertel mense van wie ek is. Dit gaan nie gebeur in net jou Afrikaner kringetjie nie. Dit gebeur om dit in die nasies te gaan doen. En ek dink dis wat ons regtig as 'n kerk probeer regtig stoot, om te sê, maar kom en beleef, en jy wat nie eers heeltemal in kerk glo nie, jy wat nie eers Jesus ken nie, kom en beleef iets. Maar in jou alledaagse lewe, waar ons nie dalk so baie meng met ander kulture nie, is die uitdaging is om gemaak 'n verskil vir oral waar jy gaan. Absoluut. So ek dink om dalk miskien iets te sê wat afhangend van wie die ore is wat dit hoor, baie vinnig en baie maklik kontroversieel mag voorkom, en dalk net om 'n voorbeeld te gebruik wat nou algemeen baie duidelik is weer eens. Ek dink as ons kyk na die probleem met hierdie, is mense raak baie vinnig, baie opgewonde oor die span waarin hulle eintlik is, en ek dink ons moet hierdie net weer eens duidelik maak. As gelowiges is daar sekere standpunte wat ons moet inneem. Daar's 'n plek waar ons self plaas. Jy moet 'n argument of 'n opinie of 'n oortuiging hê oor kwessies wat belangrik is, onder andere abortus of wat ook al die geval ook mag wees. Maar as ons dink aan 'n persoon wat nou natuurlik baie opspraak maak en baie media kry, en ek dink regtelik so, jy het nou sy naam genoem, Donald Trump. Ek is oop daaroor en jy is relatief bewus daarvan dat ek is 'n groot aanhanger van Donald Trump se beleid oor baie dinge, sy posisie oor goeters. Ek dink die dinge wat hy voorveg en hoe hy homself polities oriënteer is baie in ooreenstemming met ek dink waar ons moet wees of waar ek myself graag wil plaas op daai spektrum. Maar hierdie is die deel wat ons dalk miskien moet hoor. Mense raak baie keer so opgewonde oor hierdie spesifieke persoon en trots op die feit dat hulle 'n rooi hoedjie of wat ook al dra. Mens kan dit nie anders stel nie. Daar is so 'n bietjie iets van 'n afgodsbeeld wat gevorm word oor mense, en ons plaas baie keer mense op hierdie absolute pedestal dat ons hulle half amper hanteer asof hulle ons Messias is. En dis nou 'n groot ding om dalk miskien te sê, ons gaan in hierdie week met die paastasies is daar 'n oefening wat 'n goue kalf, jy weet, betrek of wat ook al, maar dis dalk regtig iets wat gebeur, dat mense so opgewonde raak oor hierdie persoon en dat hulle meer opgewonde raak oor daai persoon of oor waar hulle staan oor dinge as oor
as oor hulle geloof. En ek dink aan een van hierdie bekende gesegdes wat Trump sê, jy weet die hele MAGA beweging eintlik Make America Great Again. Die hart van dit is goed en rein en mooi. Ek dink ek's 'n patrioot, ek's trots op my land. Ek wil veg vir Suid-Afrika. Ek's trots daarop om 'n Afrikaner te wees en ek dink dis mooi om te kan sê, maar ek veg vir my land en dis wat hy wil doen. Maar hier is dalk die uitgangspunt wat ons eintlik miskien moet hê. Voordat ek opgewonde is en trots daarop om 'n Afrikaner te wees of 'n Suid-Afrikaner te wees, moet ek opgewonde wees om 'n burger van God se koninkryk te wees. Amen. En dis dalk miskien eintlik die prioriteit en ek dink dis waar dit baie keer verkeerd begin raak of waar ons dalk miskien kan sê regs is nie altyd reg nie. Daar's mense wat baie meer sal veg vir hulle politiese posisie of hulle oortuiging oor dinge in die lewe as wat hulle sal veg vir dit wat God eintlik vir ons vra en wat God op ons harte plaas. En dis iets wat my uitdaag en ek dink in ons gesprekke my dikwels ook uitdaag en ek dink dis dalk miskien die kort en die lank van die uitdaging wat ek baie spesifiek beleef oor dit wat mense doen. Ons klou vas aan hierdie een spesifieke oortuiging, maar voordat ek 'n burger van Suid-Afrika is of van enige ander land of binne enige grense bly, wil ek myself ag as 'n burger van God se koninkryk en dis waar my fokus eintlik moet wees. En ek dink selfs in daai kan nog gevare wees. Want as jy dink aan goed waarna jy vasklou en goed wat jy behou en goed waar jy konservatief is selfs as 'n burger van die Here kan jy baie keer vashou aan goed wat dalk nie eens noodwendig gesond is nie. Ons het al so baie keer gesien hoe ons hierdie prentjie vorm van okay, so dis hoe jy moet lyk en dis hoe jy moet praat om te sê jy's 'n burger van God. Ons ken nie om oor die ander mense nie. En ons het dit al soveel keer duidelik gemaak dat ons genuine in die kerk wil wees vir die mense daar buite. So as gevolg van die feit dat ons goed behou en goed vashou naby aan ons, wanneer ons sien iemand wat opdaag en nie heeltemal soos ons praat of soos ons lyk nie, dan is ons baie geneig om toe te maak. En dis een van die grootste gevare wanneer dit kom by 'n persoon wie dit so vashou aan jou wêreldbeskouing dat jy nie toelaat dat iemand anders kan gered word. Ek meen en ek praat nie hierso van dat ons die keuse is om te sê of iemand gered kan word of nie, maar jy is die instrument wat jy daai persoon beweeg. En ek dink soos jy noem, hier is iets wat so groot gevaar kan raak geestelik. Dis nie 'n uitdaging wat net ons beleef nie. As ons na die skrif gaan kyk, die vroeë kerk en Handelinge, is hierdie een van die grootste argumente of die grootste uitdagings wat hulle moes hanteer, want Jesus was self 'n Jood gewees en sy volgelinge, baie van hulle die disippels, hulle was Joodse mense gewees, hulle het vasgehou in die wet, hulle het geglo in die wet en die wet is goed en reg. Tradisioneel word hulle gesien as konservatiewe godsdienstige mense en baie tradisioneel in dit. En met Jesus se kruisiging waar dit duidelik raak maar sy plan en sy reddingsplan is nie noodwendig net uitgesonder tot een spesifieke volk of nasie nie, maar dit is vir die mensdom in geheel. En dis iets wat mense kan terugtrek in die skrif Genesis 12 waar daar vir Abraham gesê word, maar al die nasies sal deur jou geseën word. En ek dink spesifiek aan daai voorval in Handelinge 10 waar Petrus hierdie visioen sien van verskillende diere. Net voor daai, so ek dink ons lees Handelinge dan sê soos Handelinge 8, 9, okay, Petrus, hulle moet nou uitgaan en hulle moet 'n verskil gemaak en Paulus is slop besig. Paulus is besig om te gaan en regtig kerk te gaan probeer plant, met mense gesprekke te hou, mense wat nie lyk soos hulle nie, mense wat nie praat soos hulle nie. Mense van elke taal, elke kleur, elke nasie, waar ook al. En hier's Petrus, een van Jesus se close, intene, ek kyk baie keer na Petrus en Jesus was soos hierdie is die leier van die groep. Hierdie is die ou wat ek vertrou om genuine te gaan en 'n verskil te gaan maak. En Petrus vat nie 'n jaar nie 2 jaar nie. Ons praat hier van Handelinge 10, die gap wat van omtrent Handelinge 6 tot 10 is. Dis jare. Party mense sê tot 10 jaar. Dis na Jesus dood gegaan het en opgestaan het. Is Petrus nog steeds besig om vir die Afrikaanse net uit te hang met sy eie mense. Die persoon wat soos hy lyk en soos hy praat 'n verskil te gaan maak. En ek dink dis waar dit gevaarlik raak. Sorry, ek spesifiek om te sê. Nee, jy sê, ek dink hy hou vas net en dit ek ken, ons was nog altyd hierdie tipe mens gewees en dis hoe ons te doen. En dan kry jy hierdie visioen waar eintlik die hart en dit wat God met hom deel rondom reinheid en onreinheid is, dit wat vir jy voorheen Petrus as onrein beskou het, iemand wat nie 'n Jood is nie of nie 'n Israeliet is nie, moenie dit langer doen nie. Sien daai mens as 'n mens en ek het 'n plan vir hulle ook en ek dink dis waar Paulus se transformation of sy hele ommekeer eintlik so interessant is. Hy wat self 'n fariseer is en baie trots is op sy Joodskap en dan draai dit alles om en dan beskryf hy in sy brief van die Filippense eintlik hy beskou dit alles wat hy altyd aan vasgehou het as louter snert eintlik net as drek. Dis vir hom nie meer belangrik nie om Jesus te ken is wat belangrik is. En ek dink dis wat my uitdaag. Ek wil ook so wees dalk miskien met dalk geestelike dinge wat ek kan vashou of wêreldse dinge wat ek kan vashou wat dalk nie noodwendig deel van God se hart of sy plan vir my is nie. Ek wil eerder vashou aan Jesus en ek dink dis wat die prioriteit dalk miskien moontlik vir elkeen van ons. En ek dink 'n maklike manier hoe hierdie kan regkry is kyk wie's die mense wat om jou sit. Is dit net mense wat dink soos jy dink, praat soos wat jy praat? Want weer eens in my en Tommy se gesprekke is al baie keer uitdagings
waar ek met hom 'n gesprek met hom en sê, "Jesus Thomas, ek dink jy moet regtig jou hart check rondom hierdie kwessie." En waar ons dan op 'n plek kan kom om te sê, maar hierdie is net, onthou, daar's meer as net 'n mens in hier, of daar's meer as net 'n omstandighede in hierdie. Daar's meer as net materialistiese goed in hierdie. Ja. Daar's 'n siel aan die ander kant en aan die ander kant ook so, waar ek baie keer kwaad sal raak vir mense wat 'n sekere manier net bly dink en bly fokus. So Tommy sê, maar onthou ook, hierdie persoon is ook net 'n mens. Daar's 'n siel ook aan die ander kant van hierdie materialistiese en hierdie filter waardeur hierdie persoon kyk. En dis hoekom dit belangrik is vir ons om regtig konstant mekaar uit te daag en nooit op 'n plek toe kom waar ek net altyd sou sê, okay, maar dis okay, soos om te leef soos wat jy leef, om te dink soos wat jy dink nie. So daarom moet jy jouself omring met vriende wat genuine bereid is om jou grense te druk, of dit nou meer konservatief is of selfs as dit meer liberaal is. Ja. Want dit gaan daaroor dat jy verder sal kyk en verder sal besef dat hierdie wêreld is so ryk aan kultuur. So ryk. Selfs ons land, as jy dink aan ons land, daar is nie net een kultuur nie. Dit is nie net Afrikaans, daar is soveel, Sotho, Zulu, Xhosa, maak nie saak nie. Indiër, daar's soveel kulture en ons het die blessing om amper die hele wêreld in een land te ervaar en te sien en te beleef. En ek dink dis wat ons regtig ons hart is. Absoluut. Is om te sê so ver as wat dit moontlik is met ons die evangelie versprei. En ek dink waar dit vir ons belangrik raak is, natuurlik moet dit by die huis gebeur. En by die huis is dit baie maklik. Ek sê makliker, dit is nog steeds uitdagend, maar ons wil die grense druk om te sê, maar kom ons maak seker, dat dit wat Jesus gevra het, dat ons nie soos Petrus op bly sit. Petrus was op 'n baie beter plek, by the way, as die ander disippels, lyk dit vir my, maar net bly sit op die een plek en fokus op jou eie goed, en jou eie uitdagings nie, maar as jy bietjie gaan sit met 'n persoon, van 'n ander kultuur, en ons het al baie hierdie voorreg gehad, jy verstaan nie die rykdom, wat jy in jou gees kry, om te hoor hoe 'n persoon dink oor lewe, wat anders is as joune nie. Ja, net so kort eintlik getuienis dalk of 'n prettige storie eintlik wat almal hopelik by kan baat as ek aan dit dink. So ek en Christina, ons het vriende wat Indiërs is en ons het hulle leer ken deur Christina se werk eintlik, so een van haar ou kollegas gewees, Navasha Moodley. Ek drop sommer nou maar name of wat ek maar asseblief, jy kan die name drop, maar sê net gou hulle het 2 name. Ek love dit. Ja, so eintlik baie interessant. So hulle is oorspronklik, hulle familie en hulle gesin was Hindoes gewees, Hindoe groot geword en het teruggetree van die Hindoe geloof af. So hier is mense wat ek en Christina saam mee 'n pad stap en hulle ag hulle self as Christene nou, wat eintlik nog ongelooflik is en deel van dit is 'n naamverandering wat dan plaasvind. So hier is die tradisionele Hindoe of die oorspronklike naam Navasha en haar man se naam is Kamendran, maar nou is hulle eintlik net Trisha en Danny. Dis nou die name. Hulle moet nie hulle Navasha of Kamendran noem nie, is Trisha en Danny. Dis hulle Christian names, soos wat hulle daarna verwys. So Christina het saam met Navasha gewerk en ons het hulle so half leer ken, eintlik maar deur dit en op 'n stadium het ons eintlik iets baie vreemd of interessant aangepak en ek kan nie onthou presies hoe dit gebeur het of waar dit vandaan kom nie. Hulle het nog nooit gekamp nie. Hulle ken nie kamp nie. Hulle is nie noodwendig, jy weet, kortbroek, kakiebroek en plakkies Afrikaanse kampeerders wat jy dalk in jou koppie prentjie het nie. En ons nooi hulle om saam met ons te kom kamp op 'n stadium en in tente kamp ons. Hulle het nog nooit so iets gedoen nie. Hulle daag op met absoluut niks nie. Ons leen vir hulle goeders wat ons het. Dis vreemd vir hulle, baie snaaks. Net vir die storie aangaan. Ek weet nie of julle hierdie ou gesien het nie. Hy kamp ook nie. So ek kry daai mense bitter jammer. Wel in hulle raamwerk het hulle gedink, "Ja, hierdie ou kan kamp hoor." Hulle het gedink hierdie ou kan kamp. So ja, hulle het dit geniet. Dit was vir hulle ongelooflik geweest en hierdie is wat eintlik die beste is van dit. So kort rukkie na dit, toe sê hulle vir ons, "Maar wanneer gaan kamp ons weer?" En behalwe vir dit, hulle het intussen gegaan en hulle het gaan kamptoerusting koop. Tente en net eintlik 'n rig. Hulle toe raak hulle nou nie meer kampeerders nie, hulle is nou glampers dink ek. Hulle het nou hulle self heeltemal uitgekiet en uitgerig met dit. Is absoluut iets ongelooflik. En vir my en Christina is dit so lekker om hierdie mense beter te leer ken op daai wyse en hier is iets wat nogal snaaks is vir my so jare wat terug toe gaan speel ons Tempen Bowling saam met hulle en toe nooi Navasha haar sussie saam om saam te moet kom en toe is dit deel van die grap vir haar om nou te moet verduidelik, hoorie maar ja, ek weet hierdie klink dalk vir jou snaaks, sy praat met haar sussie, maar van ons goeie vriende, hy's 'n pastoor en die sussie is baie bang, baie verskrik eintlik. Sy het nog nooit eintlik 'n pastoor ontmoet of saam met iemand 'n pad gestap of so leer ken nie. En nou beskryf Navasha vir my as ons nou saam met hulle Tempen Bowling speel as you're our pastor. You are our pastor. Nou skerp sy met haar sussie nog meer daaroor wanneer ons nou daar gaan Tempen Bowling speel en dan noem sy my die hele tyd, "Yes, Pastor Tommy, yes, Pastor Tommy." En dit raak nogal eintlik interessant te sien hoe hierdie mense wat 'n hele ander leefwyse gehad het en anders gedink het oor die wêreld, nou
kamp en ons nooi, hulle wil hê ons saam met hulle kamp. Hier is een van die beste tips wat ek gekry het eintlik om saam met daai mense tyd te spandeer en saam met hulle te kamp. Hulle maak ongelooflik lekker kos. Joh, dis 'n tip eintlik vir julle wat dalk 'n Indiër vriend wil maak. Jy gaan baie lekker eet, maar hier is ook natuurlik baie belangrik. Hulle vra vir jou as hulle nou vir jou kos maak, hoe wil jy hom hê? Mild of spicy of al daai. Sê very mild. So onder mild as moontlik. Ons het vir hulle gesê ons hou van spicy goed. Dis heel alright. So maak dit maar net so tussen mild en spicy en dit was spicier as enige Afrikaanse spice wat ek al ooit in my lewe geëet het. Dit is eintlik verskriklik, maar soos die Here besig om hulle uit te daag, soos die Here besig om my uit te daag met 'n verhouding soos daai en ek dink eintlik ja, mens baat so baie om jouself nie net te omring met mense wat presies soos wat jy is nie, maar om ook as 'n mens regtig word te groei en te leer ken. Dit wat Petrus moes geleer het 2000 jaar terug, dit wat Jesus se disippels moes geleer het. Ons het nog altyd vasgehou aan ons eie volk, ons eie mens, ons eie tipe ding. Maar wat as God 'n hart het ook vir die persoon wat so 'n bietjie anders as ek is? En wat as ek dalk moontlike instrument in God se hand kan wees om daai persoon te bereik? So. En ek love daai. Want dis presies wat besig is om te skuif. So 'n groot ding is daar het goed in daai mense se hart geskuif. Maar die grootste ding wat geskuif het vir my in daai hele prentjie, as jy vir Tommy lank genoeg is hy, is iets in jou hart het mooi gebeur. En ek love dit om my storie te hoor, want dit sien net hoe jy as 'n persoon net meer en meer begin besef dat daar is soveel in die lewe waarvoor ons dankbaar kan wees. En ek dink soos 'n storie waarmee ek graag wil afsluit en eintlik die hele ding en die hele tema van die aand is eintlik wat is die goed waaraan jy vashou? Wat is die goed wat jou grense besig is om jou te druk sodat jy nie verder kan sien met dit waarmee die Here besig is nie. Veral die plek waar ons self vind in ons land. Ons vind onsself in 'n land waar dis uitdagend om oor te reik, nie net van kultuur na kultuur nie, maar van ras na ras, van persoon tot persoon, is ons sukkel genuine om saam te trek as 'n nasie en ons gebruik baie maniere ons daarbey uitkom en ek dink regtig die Springbok het baie goed gedoen met dit en sport oor die algeheel is vir ons 'n great manier hoe ons grense kan bou daartussenin om net verhouding te bou en ek dink dis die belangrike ding. Is jy spring nie weg net met geloof nie want ek dink baie keer dis vir baie keer vir mense uitdaging en dis vir ons veilig om te sê maar kom spring net weg, is jy gered of nie? Okay, great. So ek gaan jou nou help om gered te word, nie? Dis nie hoe jy wegspring nie. Dis goed om net verhouding te bou en grense en brûe af te breek. En ek dink so rondom 'n storie nie te lank terug nie. En hierdie is nou nie 'n storie wat ek enigstens nou wil brag en sê ek het so iets mal gedoen nie. Dis net 'n storie wat ek eintlik wil bewys wat in my hart geskuif het toe dit eendag gebeur het. So ons te werker hierso en sy naam is Sies, hy werk nou nie meer hierso nie. Hy is nie meer hier nie en ek kan nie sê hoekom hy nie meer hier is nie, maar hy is nie meer hier nie. Ons mis hom. Maar ons mis hom verskriklik baie. Mr. Clean het hom genoem. En ek onthou ons sit eendag so om 'n tafel en ons is nogals en ek hou nogals daarvan om progressief te wees en te dink okay, maar hoe kan 'n mens groei? En ek sê toe om my tafel sê ek gaan by hierdie ou gaan oorslaap. En ons is soos maar waar bly hy? Ons is ek het geen idee nie, maar ek gaan by hom gaan oorslaap. En toe ek bly in Orange Farms. So ek weet nie of jy weet wat Orange Farms is nie, maar dis lokasie. Dis soos 'n diep lokasie. En hy het so 'n cool kar gehad, White Horse. White Horse, ja, so Honda. Ja, verskriklike laag kar. Baie laag en nie baie vinnig nie. So ons het regtig gesukkel om by plekke uit te kom en oor hobbels te ry. En hy het so 'n oulike toegee stiker gehad wat Tommy vir hom gegee het en dan sê hy net heeltyd vir my, "You see, White Horse is a God car." So dit was vir my mooi geweest en toe besluit ek om die aand saam met hom te gaan en dit was vir my een van die ongelooflikste ervarings. Ons het daar ingery en Jenny en ek was die enigste wit persoon. Dit was mal geweest. Soos almal loop na jou toe en soos Is jy verdwaal? "Are you okay?" Ek sê soos ek's okay, ek's fine. Dis regtig net ek wil graag vir my vriend kom kuier en kyk hy loop daar rond en hy pronk. Soos this is my pasta, soos hy nou sal sê, this is my pasta en ons loop daar rond en hy vat my uit die aand wat ook nogal 'n oulike storie was en ons gaan cheese en nyama en ons gaan eet vleis en dit was genuine lekker geweest. By Metsing, die watergat. By Metsing, watergat. Nou dit is 'n Shebeen. So ek as 'n pastoor was nou Shebeen toe geweest, maar dit was amazing geweest. Ek dink is 'n cool eintlik konsep as jy kies jou vleis en dan gebraai hulle dit, dan pak hulle dit vir jou in 'n polistireenbak en dan kan jy dit huis toe vat. So enige entrepreneurs is genuine, dit was so lekker geweest. Kom by die huis en dadelik is ek soos okay, ek is nie heeltemal seker want hierdie verhoog is groter as hulle huis en ek is soos okay, wat doen ek die volgende en toe kom sy dogtertjie daaraan en ek is letterlik die eerste wit man wat sy al lewe gesien het.
So sy het na my toe geloop en so aan my geraak. Dis hy reël. Sy kon dit nie glo en sy wys toe vir haar pa, sy sê, want sy kon nie Afrikaans en skaars Engels praat, sy soos kom uit die TV uit. En hy kyk so, hy sê, haar naam is Boesie, en hy sê, no, Boesie is my pastor. En die hele aand loop sy na my toe, raak aan my en hou my vas en hang aan my nek, en ek waardeer dit, want shame, ek het in hulle bed geslaap, en toe moes hulle saam met Sies by hulle gelê het, en ek kon nou net daai hele ervaring was vir my gewees van, en die grootste ding waar ek bekommerd is baie keer, is my volgende verhoging, is my volgende ding wat ek gaan ry, is my huis waarin ek bly, wat is my groter plan, en ek besef net daar, vir daai oomblik, die is soveel groter. En hulle vra my, please, will I pray for us before we eat, en ek bid toe, en ek kry nie eens 'n mes en 'n vurk nie, hulle soos, my vriend, dis soveel lekkerder, sonder 'n mes en 'n vurk. En ek stem 100% saam, julle moet dit probeer. Dis net reël. Jy vat daai Gryp en papie, jy geniet. dip hom in daai sous en jy druk hom in jou mond en jy Lekker. lek jou vingers af, dis die beste ding ooit. En ons deel met mekaar. Ons wil en- proe joune en jy proe. Maar, ja, ons was nou nie so O, okay, progressief nie. okay, Daar was okay. bietjie, ons was konservatief Okay, geweest as dit okay. kom by daai. En shame, ek het die groot stuk vleis gekry. En ek dink dit by myself in daai oomblik, wat op aarde sou ek gemis het as ek nooit hierdie keuse gemaak het om te sê maar ons grense. En weer eens, hierdie gaan nie oor politiek nie. Hierdie gaan nie oor jou manier van dink en hierdie gaan oor om dit waaraan jy vashou, waaraan jy so gewoond is, te skuif as 'n mens. Ja. En ek onthou die volgende oggend wat ek opgesaai het, en ek kan dit nie beskryf nie, dis 'n weerste ervaring geweest. Alles het vir my gevoel of dit helder is. En dit was nie. Dit was nie helder geweest nie. Ons was in 'n lokasie geweest. Alles was helder geweest. Niks het noodwendig ook vars geryk ook nie, want hulle het net water vir 'n uur 'n dag. So hulle het nie eers en jy kan nou self daai probleem, my maag werk in die oggend. So nou moet sy vrou huis toe loop 10:00 om haar toilet te kom spoel want ek het nou besluit om nou te gaan wat ook nie nice was nie, maar dan dink ek hier's ek en ek dink by myself waar het ons dit gemis? Waar het ons dit gemis? En al wat jy vanaand besef is hou op vashou aan wat vir jou gemaklik is. Ja. Hou op vashou in tradisie. Hou op vashou aan grense en ek praat nie hier van die goed wat jou beskerm nie. Ek praat hier van onthou daar's 'n siel aan die ander kant van jou grens. Daar's 'n persoon met wie jy moet praat en ek praat ook nie eens hierso dit hoef noodwendig 'n ander kultuur te wees nie. Dit kan selfs net 'n persoon wees wat 'n boemelaar is, 'n persoon wat arm is. En daarbey sê ek ook nie neem die persoon in en hierdie fairy tales daag jouself net uit om langs 'n persoon te gaan sit en hulle storie te hoor. Ja, mense sien vir 'n mens. Ek dink dis die uitdaging en ja, ek wil net dalk miskien van my kant af as 'n laaste gedagte dit weer duidelik maak. Ons praat vanaand in hierdie tema, regs is nie altyd reg nie en dit is moeilik om dit net in hierdie eenvoudige boksies te plaas. So net weer om te duidelik te maak, ek is 'n baie konservatiewe persoon, veral is nie twee van ons. Ek's 'n baie konservatiewe persoon. Ek dink dit is goed om dinge te behou en om konservatief te wees. Maar hier is die idee, alles wat ons aan vashou is nie altyd goed nie. En is nie veronderstel om altyd vasgehou te word nie. En my ma het altyd vir my gesê en ek weet sy het dit by Paulus gehoor in 1 Tessalonisense 5 ook maar net en dis eintlik oor profesie wat hy praat, maar beproef alles en behou die goeie. En dis goed om konservatief te wees en dinge vas te hou en aan te kleef wat in God se hart is. Maar ek dink die uitdaging vir elkeen van ons is aan wat hou ek vas wat dalk nie deel van God se hart is nie. En wat moet ek dalk miskien eintlik nie noodwendig so styf aan vashou so wat ek nou doen nie. So eintlik wat ons dan gaan doen in die volgende oomblik is ons gaan net 'n oomblik skep waar jy kan bietjie reflekteer en jy kan bietjie dink. Ons het nou lank gesels en lank oor gepraat en ek is seker daarvan dat goed in jou hart losgekom oor wat dit beteken om jouself te vind waar jy jouself vind. Maar vra jouself die vraag, waar nou jy vas? Wat besig is om jou te weerhou om regtig iets te beleef in God se koninkryk. Om iets te beleef van sy hart. Wat is die ding waarna jy kyk wat dalk jou ouers vir jou gesê het, dalk jou vriende vir jou gesê het en elke keer as daai ding kom, dalk is dit 'n kar wat voor jou inry, dalk is dit 'n persoon wat jy sien, dalk is dit nuus wat jy hoor, is jou eerste reaksie tipies. Asseblief hoor my mooi. Daar is soveel meer as tipies. Daar's iemand wat vasgevang is net soos ons aan 'n manier van 'n wêreld na kyk, 'n wêreldbeskouing wat ons maniere moet vind om hulle te kry, om genuine God en sy koninkryk raak te sien. So waaraan hou jy vas?
Kom ons sluit ons so. Here, ons is so net eintlik ongelooflik uitgedaag op hierdie oomblik en ek weet nie waar vind elkeen hulle self nie, maar Here, ek weet vir myself is ek het soveel kere 'n natuurlike reaksie. Wanneer ek kyk na 'n situasie, wanneer ek kyk na nuus, wanneer ek na my eie omstandighede kyk, dat ek baie keer sal vasgevang raak in 'n storie en dan sal ek baie keer net my eie oordeel uitspreek. En ek sal net dadelik 'n standpunt inneem en Here, daardeur sê ek nie ons moet regte opinies hê nie. Natuurlik, jy het ons geskep om 'n opinie te hê, jy het ons geskep om op 'n plek te staan waar ons kan onderskei van reg en verkeerd. Maar Here, reg en verkeerd kan nie noodwendig altyd tussen ons en 'n ander siel staan nie. En Here, U stuur ons om te sê maar deur 'n manier hoe jy kan werk, hoe jy kan dink, hoe jy kreatief kan wees, moet ons op maniere op by plekke uitkom waar ons regtig as 'n liggaam U rol en U doel en U doel vir die wêreld gaan uitleef. En Here, verder as dit, ek meen selfs as hier 'n persoon sit wat nie eens noodwendig weet of hulle glo nie. Net die grense wat in jou hart skuif, die rykdom wat jy beleef wanneer jy langs iemand anders inkom wat nie soos jy dink of nie soos jy voel noodwendig nie. En regtig te sit en te hoor wat hulle storie is. Here, dit skuif mense. Dit gee ons 'n ander uitkyk op lewe. En Here, daarom bid ek. Kom wys ons. Wat is die ding wat ons fight? Is dit rasisme? Here, is dit oordeel uitspreek rondom mense wat 'n sekere ekonomiese klas is as ons? Is dit homoseksualiteit? En Here, daardeur sê ons ook nie, ons gaan nie staan vir wat reg en verkeerd is, glad nie. Here, ons staan vir U koninkryk, ons probeer uitfigure, hoe kan ons hierdie persoon wat nie soos ons dink of soos ons voel, nie ding soos wat ons dink nie, maar uitkom by 'n plek waar U kan beleef. So Vader, help ons om grense te skuif in ons oë en ons harte. En Here, laat ons nie vergeet wat die goeie is nie. Help ons om te behou wat goed is. Help ons om konservatief te wees oor die goed wat vir U belangrik is. En Here, daardeur bid ons nie net vir elke persoon wat jy uitstap vir 'n beter toekoms vir hulle self nie, maar vir beter families, vir 'n beter gemeenskap, vir 'n beter land. En Here, ons weet, dit kan 'n verskil maak in die groter prentjie van hierdie wêreld. So dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons iets kon beleef in Jesus naam. Amen. En amen. So vir die volgende 2 weke gaan ons 'n breek vat in die aanddienste. So volgende week is ons nie is lang naweek, maar asseblief ek wil jou vra, moenie Vrydagoggend mis nie, moenie Sondagoggend mis nie. En moet asseblief nie die geleentheid mis om iemand te nooi nie. Jy moet iemand nooi. Mense is 300% meer bereid om kerk toe te kom. So dit beteken 3 keer meer gereeld of 3 keer die kanse. 3 keer meer geneig om kerk toe te kom as jy hulle nooi volgende naweek. So nooi hulle asseblief volgende naweek. Dis kom ek vir Tommy nodig het. So asseblief moenie daai geleentheid mis nie. En Sondagoggend presies dieselfde en aan Paulstasies is ook net 'n great geleentheid vir jou as 'n persoon om deur te beweeg, maar ook weer eens 'n vriend wat nie die Bybel ken nie. Die Bybel gaan vir hom baie meer lewendig wees 10-1 as wat dit al ooit was. So nooi hom saam. Dit gaan 'n ongelooflike lekker naweek wees. Hierdie is die naweek waarop ons hele fondasie van ons geloof gebou is. So moenie uitmis op hierdie naweek nie. Absoluut. Geseënde aand vir julle. Sien julle nie volgende week nie. Totsiens.